Hoofnuus vanaand. Sowat 2200 DA-afgevaardigdes byeen by wat die party noem 'n geskiedkundige leierskapskongres in Midrand Gauteng. Die Artemis ruimtevaardigers is gesond en veilig na hul historiese maansending. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Amerikaanse en Iranse vredesonderhandelings het begin in die Pakistanse hoofstad Islamabad. Pakistan tree tydens die 2-week skietstilstand op as gasheer en bemiddelaar om die oorlog te beëindig waarin duisende mense dood is. Die 6 week lange oorlog veroorsaak die grootste ontwrigting nog in die energiebedryf en laat inflasiekoerse wêreldwyd die hoogte inskiet en strem ekonomiese groei. Amptelike inligting oor 'n vredesplan is nog nie beskikbaar nie. Iranse onderhandelaars word gelei deur die land se parlementêre spreker Mohammad Bagher Ghalibaf. Ghalibaf sê dat sy land die onderhandelings met goeie bedoelings benader, maar dat Iran die Amerikaners nie vertrou nie. Volgens berigte eis Iran die beëindiging van die dekadeslange sanksies wat sy ekonomie lam lê en die erkenning van sy gesag oor die straat van Hormuz. This conflict was not only in the Middle East or affecting the countries in Asia, but it was affecting all over the global community. And as you said about the significance, Pakistan as a responsible state has always advocated for peace. Washington eis intussen onder meer dat Iran sy verrykte uran oorhandig en afstand doen van missielontwikkeling en steun aan sy bondgenote in die Midde-Ooste. Die VSA se span word gelei deur die visiepresident J.D. Vance. Trump se skoonseun Jared Kushner en sy eiendomsontwikkelaarsvriend Steve Witkoff is ook ingesluit. Our leadership, the Prime Minister of Pakistan, Shehbaz Sharif, and our Field Marshal Asim Munir, and even our Deputy Prime Minister, Foreign Minister, engaged the leadership across the globe. Intussen dui 'n sosiale media boodskap van die Amerikaanse president Donald Trump daarop dat beheer van oliebronne steeds sy grootste oorweging is. Een van die haakplekke vir onderhandelings is die volgehoue Israeliese aanvalle op Libanon. Iran eis dat Israel die wapenstilstand ook in Libanon eerbiedig, maar tot dusver duur aanvalle onverpoost voort. Libanese beamptes het aangedui dat onderhandelings met 'n Israeliese afvaardiging Dinsdag in Washington beplan word. Meer as 2000 afgevaardigdes is by die DA se federale kongres in Midrand Gauteng byeen, waar verskeie nuwe leiers die naweek verkies gaan word. Die uittredende leier, John Steenhuisen, het in 'n emosionele toespraak gesê hy is dankbaar dat sy generasie 'n verandering kon bring. Volgens hom het die DA se Moonshot-ooreenkoms 'n nuwe politieke alternatief vir kiesers gebied, wat toon dat die DA gereed is om die land weer aan die werk te kry. Die uittredende DA-leier John Steenhuisen sê hy is tevrede met die stand van die party. My hart is vol, ek is baie gelukkig met die vordering wat ons gemaak het as 'n party in die 7 jaar onder my leierskap, en dis tyd nou vir 'n nuwe span van leiers in te kom om die DA na die volgende vlak te kry. DA-leiers is opgewonde oor die toekoms. As jy kyk na die verteenwoordiging van mense hier, dan is dit 'n teken dat die DA werklik daardie party vir alle mense in Suid-Afrika is. Ons is die mees diverse party. Ons het vandag gesien op hierdie vloer hoe mense van alle rasse, alle kulture bymekaar kom weens 'n gedeelde oogmerk, en daardie gedeelde oogmerk is om hierdie land vorentoe te vat. Ons is op 'n kritiese tyd van die politiek waar die ANC sy oormag verloor het, maar dis nie genoeg om net 'n swak ANC te hê nie. Daar's soveel rade waar daar nie 'n meerderheid is nie, waar koalisie chaos die oorhand het, en ons het 'n sterk DA nodig om bestendigheid te bring en vooruitgang te bring, veral in die aanloop tot die 2026 plaaslike regeringsverkiesing. Kiesberaadgangers reken dat die party goed gaan vaar in die plaaslike verkiesing. Ek glo dat die demokratiese alliansie is sterker as ooit, en by die nasionale verkiesing is ons reg. Ons bring almal pad toe wat in die pad moet wees. Look, a lot of people are very much disappointed with what is happening in the country. I'm sure you can see service delivery has gone down in a lot of areas within the country. So the DA is the only hope that the people have in South Africa.
Die leierverkiesing vind môre plaas. Politieke ontleeders was verbaas oor die diversiteit en die jeugdigheid van afgevaardigdes wat die DA se Federale Kongres in Midrand bywoon. Die opvolger van beide John Steenhuisen sowel as Helen Zille, dit gaan 'n groot verskil maak. Wat dan die struktuur wat verder afkom, die adjunkt voorsitters gaan nie noodwendig so groot impak maak nie. Maar die feit dat soveel van hulle jong mense is, dink ek is iets wat die DA vorentoe kan gebruik. Maar ek dink wat ons in 'n groot mate hier sien en wat die DA nog nie altyd 100% reg kry om na buite te projekteer nie, is dat dit 'n hoogs diverse groepering is wat hier vandag is. En dit word dikwels nog na verwys as 'n wit party, terwyl dit wat ons sien glad nie meer oorwegend wit party is nie. Dit is 'n stabiele party en hulle het baie visie vooruit vir hulle self as hierdie middelgrond liberale party. En ons moet sien in watter mate dit algemene byval vind by die gewone kiesers of die ANC. Hulle kan uitoorlê in posisionering as regverdige party wat die toekoms inhou en die nuwe toekoms kan verseker. In Delft op die Kaapse vlakte is 'n 12-jarige seun en 'n vrou gisteraand in 'n huis doodgeskiet en 4 ander gewond in 'n massaskietery. 'n Polisiewoordvoerder, Wesley Twig, sê die slagoffers is op die toneel doodverklaar. Hy sê die beseerdes, wat tussen 19 en 61 jaar oud is in die hospitaal opgeneem. Ernstige misdaad duur steeds onverpoost op die Kaapse vlakte voort ten spyte van die ontplooiing van weermaglede wat die polisie moet bystaan. Die polisie sê 'n onbekende man het glo aan die deur geklop, waarna hy op die slagoffers losgebrand en van die toneel gevlug het. Die motief vir die aanval is nog onbekend. En die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat het 9 polisiebeamptes van die Bultfontein Openbare Orde Polisieeenheid in die Vrystaat in hegtenis geneem. Hulle word verbind met die beweerde moorde op 3 burgerlikes en konstabel Mojalefa Borole. Die moorde het in September 2024 in 'n township in Bultfontein plaasgevind. Oopot sê die verdagte sal maandag in die Bultfontein Landdroshof verskyn. The investigation was carried out in a very professional manner, and the allegation as such that the police murdered 3 suspects that were supposed to be suspects, and that in the process 1 police officer was also shot and killed. Bly gerus ingeskakel vir nog nuus in Afrikaans net hierna. Ons sien jou nou weer. Welkom terug. Die Suid-Afrikaanse Kajuitbemanningsvereniging sê die skielike bedanking van die Suid-Afrikaanse Lugdiens se uitvoerende hoof, professor John Lamola, het hom ontkant betrap. Beide die SAL-raad en die minister van vervoer, Barbara Creecy, het gister bevestig dat hulle Lamola se bedanking, wat aan die einde van die maand van krag word, aanvaar het. Die Kajuitbemanningsvereniging sê die tydsberekening is rampspoedig, omdat hy tans duidelikheid probeer kry oor hoekom 67 kontrakte van kajuitbemanning nie hernie is nie. It comes at the wrong time because as we speak, we have certain very important issues that we were hoping the CEO was going to deal with. That includes contracts that have been ended of about 67 employees, cabin crew, 23 of whom have left day before yesterday. So it is a concern. I mean, we have a GM that has already left in end of March. We have contracts of Turkish Airlines that have been also ended. It would seem there's some kind of moratorium that is taking place at South African Airways at the moment, both in employing people as well as acquiring aircraft. Informele handelaars in Olivenhoutbos buite Pretoria is bekommerd dat die sloping van hulle besighede hulle lewensbestaan kan bedreig. Die Tshwane Metro het strukture wat onwettig op die R55 en Samrandweg opgerig is, vroeër van dese week platgeslaan as deel van sy veldtog om munisipale verordeninge af te dwing, naamlik Ria Spana. Onwettige water- en elektrisiteitsverbindings is ook afgesny.
Skuma Zokoza het 'n haarsalon hier bedryf sedert sy byna 'n dekade gelede van die Oos-Kaap na Gauteng verhuis het. Sy het 'n beroep op die metro gedoen om vir haar 'n alternatiewe handelsruimte te voorsien sodat sy steeds haar dienste aan haar kliënte kan lewer. Now I'm letting people on the streets and then I don't know. I really don't know how this will end because no one wants to come outside. No one wants to be planted outside where there's dust. August is approaching. How are we going to work? How are we going to pay for all of our expenses? Die voertuigwerktuigkundige, wat ook die broodwinner van sy familie was, het ook die metro om hulp gevra. When we are here, at least we make another income to feed our families. I've got 2 families. I've got my sister at home. I've got kids here. I have to look after. Government, they were supposed to give us a place. Maybe we can rent it out. Die uitvoerende burgemeester, Dr. Nasipi Moya, se kantoor hou egter vol dat sy die informele handelaars persoonlik ingelig het oor hulle beskikbare opsies. To conduct a business in the city, a person must register their interest with the city's Business Compliance and Regulations Division. The city will host an informal trading workshop on Monday, 13 April at Tshwane House Council Chambers. Informal traders are invited to attend this workshop to understand why the city's informal trading and township economy bylaw matters. Matlati meen die metro brei wettige handelsruimtes in gebiede soos Mabopane en Marabastad uit. Meer as 1200 mynwerkers van die Ikapa myn in Kimberley in die Noord-Kaap het sedert Februarie nie hulle salarisse en ander betalings wat aan hulle verskuldig is ontvang nie. Dit volg na 'n modderstorting by die myn wat die lewens van 5 mynwerkers geëis het, waarna die myn aansoek om likwidasie gedoen het. In 'n poging om die mynwerkers te help, het die Noord-Kaapse regering besluit om konserte te hou om geld vir die werkers in te samel. Die likwidasie-insluiting van die Kapa Minerals het 150 jaar van diamantbedryf hier in Kimberley tot 'n skielike stilstand geruk. En oud mynwerkers soos Alicia Williams en ander hoop dat iemand na vore sal kom om die bedryf weer te herleef deur die Kapa Minerals oor te koop. Alicia Williams, 'n enkel ma van 3, het vir die afgelope 10 jaar in die kleedkamer van die Ikapa diamantmyn gewerk. Dit is eintlik 'n baie hartseer storie. Mense is hartseer, teleurgestel en alles aan een. Dis baie moeilik met die aanpassings wat ons nou aan is. Ons is by die huis, ons doen niks. Die Junior Mynraad meen egter die plaaslike regering moet ingryp en pogings aanwend om die myn te red. Ons government het nie balans staat om byvoorbeeld in 'n vennootskap in te gaan met 'n ander, jy weet, 'n maatskappy of dieselfde maatskappy en verleen, jy weet, daai tipe finansiële, jy weet, ondersteuning. Intussen hou 'n gemeenskapsorganisasie die naweek 'n konsert in Kimberley om fondse vir die mynwerkers in te samel. Soos wat jy weet, is die myn gelikwideer en hulle is finansiëel weerloos gelaat. So dis nou maar fondsinsameling om vir hulle kos-vouchers aan te koop wat ons dan nou vir hulle kan uitdeel. Die Departement van Minerale, Hulpbronne en Petroleum is steeds besig met 'n ondersoek na die modderstorting, terwyl die likwidasieaansoek volgende week by die Kimberley Hooggeregshof aangehoor sal word. Keith Suister, SABC Nuus, Kimberley. Die Kuga Ontwikkelingskorporasie en Eskom het 'n strategiese vennootskap hernie. Dit is daarom gemik om Suid-Afrika se kernkragontwikkelingsprogram wat vir lank uitgestel is te bevorder. Die party het aanvanklik 'n ooreenkoms in 2017 geteken wat die plaaslike industrie en infrastruktuur vir kernkragontwikkeling sou voorberei. Die nuwe ooreenkoms moet die regering se langtermyn energiesekuriteitsplan versterk. As CDC, we bring to the partnership a world-class industrial infrastructure platform, honed over decades of delivering mega projects within the Kuga SZ and elsewhere in the country. The testament of this capability are the hospitals complexes that the CDC has built with both the national and provincial departments
of health. Eskom sê die vennootskap is in ooreenstemming met Suid-Afrika se langtermyn energieplan waar kernkrag na verwagtinge groot rol sal speel in die bestendigheid van die kragnetwerk. The Integrated Resource Plan of 2025 affirms that nuclear energy remains a critical pillar on our long-term critical energy mix to ensure system stability in the future. Right? Nuclear program is about more than megawatts. Right? We are not here to provide megawatts only. Konstruksie van die kernkragaanleg sal na verwagting in 2031 begin. Ons het sportnuus en die weer vir môre net hierna. Bly gerus ingeskakel. Ten slotte, die bemanning van NASA se Artemis 2 ruimtesending is weer veilig terug op moeder aarde. Die 4 ruimtevaders het om die maan gewentel en sodoende die mense geword wat die verste van die aarde afgereis het. Die terugkeer na die aarde se atmosfeer was die gevaarlikste deel van die 9 dae lange sending. Die hoek waarteen die Orion-tuig gedoop Integrity die atmosfeer teen 36.800 km/h getref het, moes uiters presies wees. Was die hoek te skerp, kon Integrity afbons van die atmosfeer, soos 'n klip van 'n wateroppervlak. Was die hoek te stomp, het dit die hitteblootstelling aan die tuig vererger. Alles het goed verloop en die temperatuur waarteen die Integrity onderwerp is, was helfte van die oppervlak van die son. It feels like your eyeballs are being crushed for a long period, like a stone skidding to a stop across a lake as they're getting crushed, with the flames licking around their vehicle. Die Integrity se valskerms het vlot oopgevou en hy het veilig neergeplons. Die bemanning het mediese toetse aan boord 'n skip ondergaan voordat hulle later vanaand met hulle gesinne herenig word. We rescued the astronauts and we got them home safe. We were part of that very first flight of making history. We sent 4 amazing people to the moon and safely returned them to Earth for the first time in more than 50 years. Die Artemis 2 sending baan die weg vir meer ambisieuse sendings. NASA beplan 'n maanlanding vir die bemande Artemis 4 sending oor 2 jaar, die eerste sedert 1972. Uiteindelik beplan die ruimteagentskap om 'n maanbasis te bou. En dit was dan die Saterdag aand aflewering van die Afrikaanse Bulletin. Ons is môre aand selfde plek, selfde tyd terug met nog nuus in Afrikaans. Totsiens tot dan.